met hierdie 4de deel van die Heilige Gees reeks wat ek vir julle gaan aanbied. Vanaand gaan ons hanteer die Heilige Gees en hoe praat ek dit, hoe ontvang ek dit, en dit gaan ook, ons gaan bietjie hanteer, selfs bietjie die kritisie wat daar is, wat mense nie glo in die invulling van die Heilige Gees en spreking van tale nie. Ons het dan nou gisteraand, het ons hanteer, dat die bewys van die Heilige Gees doping wat ons hanteer het, wat ook baie keer gepaard gaan met tale, maar dis nie waaroor het gaan nie, het gaan oor die bekragtiging en die doping van die Heilige Gees. Voor het ons die ander hanteer, ek gaan nou als herhaal nie, maar vanaand is baie belangrik vir my om bietjie te praat, en dan gaan ons ook ergens bietjie uitkom by die begin van die gawes van die Heilige Gees, en dan môre se diens gaan ek die verskillende tipe gawes en vrug hanteer. En dit is iets wat jy ook nie moet mis nie, wat nogal vir jy baie leersaam kan wees. Amen. Ek wil vanaand begin met die gedeelte, hulle praat van besware teen spreking in tale. Maar kom ons gaan lees gou 'n gedeelte uit Johannes 14 vers 17. Johannes 14 vers 17 sê, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, dis heiliglik, en in julle sal wees in die toekoms. Amen. Dis baie belangrik dat ons hierdie gedeelte baie mooi verstaan. Want die wêreld verstaan nie hierdie saak nie. Jy kan nie geestelike dinge deur 'n vleeslike mens laat beoordeel word nie. Iemand wat nie gevul is deur die Heilige Gees nie, kan geensins besluite maak rakende die werking en die gawes van die Heilige Gees nie. Want die woord sê, geestelike mense moet die geestelike dinge beoordeel. Amen. Die probleem wat ek het is dat in die kerk, ongelukkig omdat die kerke baie keer afhanklik is van mense en ook afhanklik is van finansies, bring hulle mense op die rade, hulle bring mense wat deel raak van die komitees en die mense manipuleer die stelsel om te werk soos wat hulle dit daar buite in hulle besighede werk. En ek wil vir julle sê, die kerk word baie bestuur soos 'n besigheid, dis die waarheid, daar seker punte waarna ons moet kyk. Met een groot verskil. En dis die Heilige Gees. As ons nie die Gees van die Here het, wat maak soos hy wil, en ook met alle respek daai verrassingselement. Jy weet nie wanneer hy swaai om na 'n ander kant toe nie. As ons dit nie het nie, raak ons stereotyp, en dan is daar geen verskil tussen ons en al die ander kerke nie. So dis vir my baie belangrik om dit te verstaan, en veral hierdie vers, om te verstaan rondom die Heilige Gees. En hoekom ek dit ook noem is, omdat daar besware is, dat mense sê, ja, maar het was vir daai tyd. Nee, het sal in julle bly, en in julle sal wees, is toekomstig. En ons weet dit vandag, want ons beleef dit. Die Heilige Gees was by die disippels, maar toe, met die uitstorting van die Heilige Gees, toe Jesus verheerlik word, toe kom die Heilige Gees in hulle. Toe begin hy deur hulle werk. Die Heilige Gees is by sondaars, om hulle tot bekering te lei, maar nog nie in sondaars nie. Is jy met my? Die Heilige Gees is alomteenwoordig, daarom is hy by almal, selfs die moslim, selfs die antichrist, selfs die satanis, die Heilige Gees is by almal, want hy is alomteenwoordig, sê die woord. So jy kan nie wegkruip vir die Gees van God nie. Maar hy is nie in almal nie. Wanneer ek Jesus inneem, dan is die Gees van God in my. Amen. En dit maak die verskil, dis die belofte wat hy gesê het, maar na hierdie dae sal julle gedoop word deur die Heilige Gees. Amen. Praat almal tale. Wat sê die woord van die Here? Praat almal tale. 1 Korintiërs 12 vers 30. Het almal genadegawe van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Wat is die antwoord op dit? Nee, stellig nie. So almal praat nie in tale nie. Dis nie te sê die Here blok jou weg van die tale af nie. Jou persoonlikheid en jou menswees blok jouself baie keer om dit nie te ontvang nie. Maar die Here weet ons het introverte en ekstroverte. Ons het verskillende tipe mense, daarom sal almal nie altyd in tale praat nie. Want ek wil nou gou vir jou 'n verrassing sê, dat elke een wat die Gees van God het, sal in tale kan praat.
Elke een wat die Gees van God het, sal kan profeteer. Elke een wat die Gees van God het, sal kan hande op siekes lê, hulle sal gesond word. Elke gawe van die Heilige Gees kan deur enige persoon wat geesvervuld is werk op enige gegeewe tyd as jy jouself oopstel vir die Gees van die Here. Ja, daar's 3 wat saamstem. Die res van julle, voel julle ek lieg? Kom ons praat weer. Die Heilige Gees kan enige tyd deur enige iemand, deur enige gawe werk as jy oop is vir die Gees van God. Amen. Dit is belangrik dat jy dit verstaan, want baie mense sê, "O nee, ek is nie 'n profeet nie." Jy hoef nie 'n profeet te wees nie. Ek het nog 'n baie oulike studie gedoen. My laaste teses het gegaan oor profesie, wat ek verduidelik het van die Ou Testament, die eerste profete, reg deur die groot profete, die klein profete, tot Jesus op aarde, en ek gaan die 18de eeu, 19de eeu en 20ste eeu. En kom ek sê vir julle een ding wat baie duidelik is, wat ek dink mense nie verstaan nie. En dis my opinie. Daar is nie meer profete nie. Daar's mense wat gees vervuld is en die gawe van profesie beoefen. Hoor jy my? Die gebore profete soos 'n Johannes wat bly in die woestyn of in die berge en uitkom en sê so sê die Here en hy gaan weer terug. Daai tipe ding is nie meer regtig in ons lewe nie. Ek sê nie daar's nie een nie, maar oor die algemeen is daar nie meer dit nie. Maar daar's baie mense wat deur die gawe van die Heilige Gees die gawe van profesie beoefen. Amen. Selfde ding. Behalwe in die Ou Testament was 'n profeet 'n baie bombastiese, ongeskikte reguit mens. Gaan kyk na sy persoonlikheid. Hy het niks nonsens gevat nie. Jy dink nog jy praat bietjie nonsens, dan sê hy sommer vir jou so. Elisa, toe die kinders vir hom lag, "Kalk op, gaan op." Toe vervloeke hulle, 'n beer kom uit en verskeer 42 kinders. Wat dink jy gaan vandag gebeur as ek hier buite dit vir hulle sê, as vir my sê gryskop? Dink jy ek gaan vanaand nog slaap in my sagte bed? Hey, ek gaan staatskos eet. Verstaan jy, dit was 'n ander tyd. As jy enigsins die profeet uitgedaag het, was dit sommer jou einde gewees. Daarso het jy vinnig jou woorde getel. Maar okay, in die Nuwe Testament met die liefde van Jesus, met die wysheid van die Heilige Gees beoefen ons die gawes in liefde. Amen. En die Gees is die profeet onderworpe. Gou so vinnig 'n stalkie. Ek het dit gesien deur my lewe. Ek het 'n baie sterk profetiese kerk groot geword. Profesie was inteendeel vir hulle 95% van die bediening. En ek het baie profete dopgehou as hulle profeteer en sê so sê die Here. En weet jy hoe duidelik het die kwaai pastore se profesie kwaai uitgekom? Die sagte, liefdevolle pastore se profesies was sag en liefdevol. Die bemoedigende pastore se profesie was bemoedigend. Want die Gees is die profeet onderworpe. En jou geaardheid, jou persoonlikheid kom uit. Dis hoekom dit belangrik is dat jy jou hart en jou gesindheid en jou lewe in lyn met God se woord moet leef voordat jy wil profeteer. Want jou persoonlikheid kom uit in jou profesie. Jou frustrasie kom uit in jou profesie. Jou opinie teenoor mense kom uit in profesie. Maar ook ons sal daarby kom as ons weer daaroor praat. Ek gaan nou so nie. So praat almal tale? Nee. Mense is bang vir die ondervinding. Dis een van die probleme wat ons kry met die Heilige Gees. Mense is bang, ek het vir julle vertel. Mense dink iets snaaks gaan gebeur, iets gaan my tref en ek kan dit nie nou bekostig nie want ek het môre 'n meeting en as iets my nou tref, weet ek nie of ek weer opstaan nie. En dan mense dink dis emosionele ervaring. Party mense sê dis net vir die melodramatiese mense. Dis maar net vir hulle, jy kry mos daai hallelujas. Hulle dink is net vir die happy clappies, ons malletjies. Nou ek dank die Here as dit vir ons malletjies is, ek is een, skryf my naam neer. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat daarin glo, eers vir Jood toe vir die Griek. Amen. So, mense dink dit is maar net 'n emosionele ervaring, maar jy verstaan nie. Emosioneel ervaar jy dit ook, is soos wat ek vir julle sê, soos die hoendervleis wat ons ervaar. Hoendervleis is nie salwing nie. Hoendervleis is Kentucky. Maar wanneer die salwing oor my kom, kan my liggaam uitmanifesteer in hoendervleis. Ons moet net die orde baie mooi verstaan. Amen. Kom ons gaan aan na die gedeelte hoe om die Heilige Gees te ontvang.
Hoe ontvang ek die Heilige Gees? Baie mense sê, my pastoor, ek weet nie om die Gees van die Here te ontvang nie. En baie jare het hulle gesê, nee, jy moet gaan soek, en jy moet vas, en jy moet roep, en jy moet die, en jy moet daai, en jy moet dit en dat. Ek sê vir jou, wanneer jy Jesus aanneem, ontvang jy die Heilige Gees. Dis 'n belofte. As jy dit nie glo jy nie in Jesus se belofte nie. Dis die belofte. Amen. Dieselfde belofte wat gesê het, daar's 'n Messias wat kom. So eerstens, bekeer jou. Amen. Bekeer jou. Wat is bekeer? Die dag as ek Jesus aanneem en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Julle lyk so opgewonde. Jo, ek sukkel om 'n spreekbeurt te kry. Tweede een, kan ons kyk, Handelinge 2 vers 39 sê hy, want die belofte kom julle toe, julle kinders en almal wat ver is, die wat die Here, onse God, na hom sal roep. So wat sê dit? Die belofte is joune. Kyk vir een langs jou, sê belofte is joune. Die belofte is joune. Glo dit is joune. Glo vanaand dit. Iemand kan dit vir jou sê, dis soos wanneer ek vir my vrou sê, jy lyk mooi. Sy glo dit nog steeds nie altyd nie. Sit julle ook maar 'n probleem? Ja, kyk, dis 'n baie moeilike antwoord as jy vir jou vrou lyk sy. Maar okay, lang storie kort te maak. Jy kan baie keer vir iemand so mooi vertel, maar omdat hulle ergens 'n knak weg het, of 'n hou weg het, maak dit dat hulle dit nie kan glo nie. Baie mense het so seer gekry, dat hy voel, ek is nie goed genoeg nie. Ek wil vanaand vir jou sê, ek wil hê jy moet my hoor, ek sê vanaand vir jou ore, maar ek sê dit ook vir jou verstand en vir jou gees, dit is vir jou. Dit is vir jou. Dan die volgende punt, ek moet smag na dit. Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, 'n groot dag van die fees, het Jesus staan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Jy moet dors hê, jy moet smag na dit, dan gaan dit gebeur. Maar ek wil vir jou sê, baie keer probeer 'n mens te hard ook. Ek het dit deur jare gesien. Baie mense probeer so hard. Ek dink baie keer moet jy moet verwag, jy moet dit glo alles, maar baie keer moet jy net let go. Let go. Baie keer is jy so hardop vir dit, jy's in die pad van God. Hoop dit maak sin. Dan het hy natuurlik, kan jy maar gaan lees vers 38 en 39 ook van Johannes 7. En dan aanvaar dit as 'n geskenk. Ek het dit bygesit, want dit is vir my 'n baie belangrike gedeelte. Ek sê, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. En julle sal die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Kom ek sê vir jou, daar's niks eintlik so lelik of gemeen, as ek dit so kan stel met respek, as jy vir 'n kind iets beloof, en jy kom nie jou woord na nie. Is dit so? Hy sê, as julle paas, wat sleg is, weet om goed te doen aan julle kinders, hoeveel te meer Hemelse Vader. Hy het gesê, dis 'n geskenk, ek gee dit vir jou, dis jou geskenk. Dis my geskenk, my naam staan op, niemand vat hom nie, baie dankie. Daai een met die pyltjies op is myne. Amen. En dan, baie belangrik ook is aanbid die Here. Ek het nou al gesê, baie mense, en dan praat ek nou spesifiek van mense wat graag in tale wil spreek. Hy wil so graag in tale spreek. Here, ek het so begeerte, maar dan gaan vra hy vir hom, hoe hou hy stilte tyd? OK. As jy nie praat nie, gaan die Gees nie deur jou kan werk nie. Dis net logies. Dis nie sies nie. Ekskuus, dit was sies. OK, kom ons los dit. Mense, as jy die Heilige Gees tale wil spreek, moet jy jou mond oopmaak en daar moet audio uitkom. Daar moet woorde uitkom. Want as jy mos nou nie praat nie, gaan dit mos nie gebeur nie. Maak dit sin? Amen. Die Here gaan nie jou mond oopbreek en hier gaan jou tong en ja, begin jy praat nie. Nee.
Jy moet jou oopstel en sê, Here, hier's ek. So 'n goeie idee is, wanneer jy lekker Christelike musiek luister of iets wow beleef, dan staan jy en sê, Here, ons loof U. Lord, I worship you. Word verheerlik, aanbid hom. En volgende oomblik gaan dit net oor. Larabanda kosababayenda. Dit kom spontaan en die Gees van God kom spontaan deur jou. Om stil te staan. Ek kan in die Gees hier wees soos nog iets. Het gaan niks vir julle beteken as ek nie 'n woord sê nie. Kyk, kom ons gaan aan. Laat ander medegelowiges saam met u bid. Dis ook 'n goeie ding. Maar ek gaan julle nou waarsku teen een van die grootste Ek wil dit nou mooi sê. Hoe sê ek dit nou mooi voordat ek nog 'n sies kry? Kom ons sê, miskonsepsies wat daar is die feit dat hulle mense stuur op talekampe om te leer in tale praat. Dis bog. Absoluut bog. Geen mens kan jou leer tale praat nie. Want dan het jy 'n menslike taal geleer. Jou ma leer vir jou Afrikaans praat en partykeer so 'n bietjie Frans afhangende wat se ma jy het. Maar jou ma leer jou 'n taal praat wanneer jy 'n babietjie is, maar die Here doop jou met die Heilige Gees. Geen pastoor, niemand en niks nie. Die salwing en die salwing alleen. Amen. Jy kan nie agter 'n mens tale aansê en dink dit is van God nie. Dit is nie van God nie. Dit gebeur al hoe meer in die Pinksterkerke. Dan begin mense in tale praat en praat die pastoor en sy praat agter my aan. Nee, jy doen dit in Afrikaans of Engels of Sotho of Xhosa. Jy doen dit in 'n ander taal, doen jy sulke triks. Maar die Heilige Gees taal is die invulling wat spontaan deurwerk deur die Heilige Gees. En weet jy wat? Baie keer salveer jy met die Heilige Gees en weet jy wat? Daar kom een woordjie uit. Is dit verkeerd? Nee, stellig nie. My kinders het net die eerste woord kon sê was papa. So, stellig nie. So, jy hoef nie uit te val met 'n hele sinnetjie papa, jy's wonderlik nie. Jy kan net begin byvoorbeeld met papa. Jy begin net met een woord wat die Here jou gee. En so brei dit uit. Jy groei in dit in. Ek het een woord gekry. Ek het letterlik 1998, as ek gevul die Heilige Gees, het ek begin spreek in tale vir die eerste keer. Ek was eintlik vroeër gevul, maar ek het dalk nooit werklik dit verstaan nie. Maar okay, toe bid hulle vir my en ek ontvang een woord. Ek was taamlik teleurgestel, want ek is nog 'n lastige mens. Ek het verwag die HT gaan langs my lê. Maar dit het nie so gewerk nie. Maar soos ek meer gebid het en met die een woord skielik kan vloei in nog 1, 2, 3, nog 4, 5 en toe vul die Here my met die Heilige Gees. Menigmal wat ek begin bid, dan begin ek in nuwe tale spreek, in nuwe tale en die Gees van die Here help my. En kan ek julle iets sê? Dis nou Jacques Potgieter se opinie. Maar dit staan vas tot iemand my verkeerd bewys. Okay. Ek glo ons Heilige Gees taal gaan ons hemelse taal wees. Weet jy hoekom sê ek so? Want die woord sê God verstaan wat jy sê. En as ons in die Gees is, kan jy dit uitlei wat aanhou sê. Ons gaan nie daar Afrikaans praat nie. Ek het gedink is Afrikaans. Ek het regtig gedink is Afrikaans. Nee, ek terg. Ek het geweet, dit sal seker, ek het op 'n stadium gedink, hoor jy, dit gaan seker Latyns of Hebreëus of so iets wees. Weet jy wat? Nee. My Heilige Gees taal sal my taal wees tussen my en God. So ek wil vir julle sê, en dis hoekom ek in die Gees gaan, ek gaan mos nie in my liggaam nie. Maar dis nou sommer net interessantheid. So, beoefen jou, dis 'n wonderlike ding om te doen, en laat ander gelowiges saam met jou bid, sonder om in tale te praat om jou. Ek is lief daarvoor om vir mense te bid vir Heilige Gees, maar ek gaan nie in hulle ore bid nie. As ek voel die Gees van die Here kom oor my, ek wil in tale praat, dan staan ek bietjie terug, en ek kan bid die Here in my taal, sodat die krag ontvang kan word. Maar ek wil nie hê jy moet my taal aanleer nie. Ek wil hê jy moet jou eie taal ontvang. Amen. En dan, natuurlik wat die woord vir ons sê in Handelinge 8, 9 en 19, handoplegging. Meeste mense
Selfs die disippels, meeste het hulle gawes ontvang deur die oplê van hande. Baie het die invulling van die Heilige Gees ontvang toe hulle die hande op hulle lê. Nou, Jesus het geblaas oor die disippels. Ek het by geleentheid hoor ek iemand sê, "O, hierdie geblaaserheid." Nee, Jesus het geblaas oor hulle. Daardeur sê ek nie ek is Jesus en ek gaan blaas oor almal nie. Maar as die Gees van die Here my so lei, dan doen ek dit. En ek het dit al gedoen en ek sal dit seker weer doen. Maar weer eens maak seker wat God vir jou sê jy moet doen. Amen. So dis 'n baie spesiale ding. Amen. Kom ons gaan aan. Gawes van die Heilige Gees, 1 Korinte 12 vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Die gawes van die Heilige Gees is die bo-natuurlike aandoening wat die gelowiges help om kragtige getuies te wees. Sê amen. Die gawes van die Heilige Gees is die bo-natuurlike aandoening wat die gelowiges help om kragtige getuies te wees. Dis nie sodat almal my môre Prophet Jacques kan noem nie. Dis nie sodat ek kan meer views kry op Facebook nie. Dis nie vir selfverheerliking nie. Dis nie vir geld en vermaaklikheid nie. Dis sodat ek 'n getuie kan wees van Jesus Christus, die Seun van God. It's all about him. Dit gaan net oor die Here en oor niks en niemand anders nie. Amen. Dit is uiters belangrik om dit te verstaan. Wat is geestelike gawes? Spiritual gifts. Spiritual means characterized or controlled by the Holy Spirit. Gift is something freely given from one person to another. Freely given. Nie nog bietjie werk nie, Paulus skryf dit oor en oor, hy sê, want as ek werk, is dit nie genade nie, dan is dit nie 'n geskenk nie, dan is dit verdienste, want ek het gewerk. U moet dit verstaan, want die kerk verstaan dit na al die 2000 jaar nog glad nie. Geestelike gawes is daar vir die kinders van God, om hulle te help, om hul taak te verrig as deel van die liggaam van Christus. Ons moet gaan en jy moet skielik 'n taak gaan verrig, want die oomblik as Jesus in jou hart kom, het jy opgewondenheid, want die woord van die Here sê, it's a joy unspeakable and full of glory. Nou moet jy beweeg, maar nou is ek skaam en ek is bang, maar die Heilige Gees bekragtig my om te kan gaan. Die Heilige Gees inspireer my, die Heilige Gees lei my, die Heilige Gees rus my toe. Jo, die Here sal jou nooit deur iets sit as hy jou nie toerus nie. Die Here sal jou nie deur iets sit as hy jou nie toerus nie. Of as hy nie ten minste saam jou is nie. Daar is 'n verskil tussen die gawe en die gawes van die Heilige Gees. Ons moet hierdie twee gou onderskei. Die gawe of gift van die Heilige Gees, gift of the Holy Spirit, is gegee toe Jesus opgevaar het, as trooster opgevaar het, as trooster volgens Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Vers 17 sê, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Dis die gift van die Gees, die gift of the Holy Spirit. Die gawes van die Heilige Gees waarvan hy praat, is die God gegewe talent of gawe wat die Here jou gee om te gebruik in sy dienswerk. Die geskenk van die Heilige Gees wat in jou woon, dis afsonderlik van die gawes van die Heilige Gees. En die kerk het baie jare verwar. Want as jy nie dadelik sien, hoor hier kom gawes nie, dan het die ou nie die Heilige Gees nie. Nee, die gift is 'n gift. Die gawes is iets wat begin opereer wanneer jy dit toelaat. Amen. Hoekom geestelike gawes? Wat is die doel daarvan? Efesiërs 4 vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus.
vers 13, 14, 15, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van volle grootte in Christus. Dit sien nie, dit is besig om jou te laat groei in Christus. Dis 'n groeiproses, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering. Elke ou wat die dorp verbykom, hardloop jy om te kyk of jy 'n blessing kan ontvang. OK? Ons gaan aan, gesleep word, heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur bedriegery van mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring nie. Maar ons in die liefde, die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So die Heilige Gees gee my standvastigheid, die Heilige Gees gee vir my met respek, geestelike oorklappe en oogklappe. Sodat ek nie my oor steur aan alles wat ek hoor nie, en nie vir alles wat ek sien na toe wil hardloop nie, maar dat ek gefokus sal wees op die Here. Amen. Ek dink partykeer as die kerk meer van die Heilige Gees in hulle hê, gaan hulle ook met alle respek baie minder misvat. As mense wat so soek na iets, jy's so soekend, weet jy wat, ek gee jou nou skok vanaand. Daai ding wat jy so soek, is binne jou. Hy's binne jou. Hy's nie 'n profeet A, B of C of evangelis D of E nie. Hy is binne jou. Gee hom 'n kans. Gee hom 'n kans om uit te kom. Amen. Dis is die doel, om heiliges toe te rus, om God se werk uit te brei en die opbouing van Christus, om Christus groot te maak. Is Paulus praat op 'n plek, hy sê geen gees wat Christus 'n vervloeking noem, is van God nie. So ek wil hê jy moet weet, die gees van God sal altyd die seun van God opbou. Baie belangrik. Elke gelowige het ten minste een gawe. Elke gelowige het ten minste een gawe. Jy dink baie keer, nee, jy toe. Ek wil vanaand vir jou sê, elke gelowige het ten minste 'n gawe. 1 Petrus 4 vers 10, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. 1 Korinte 12 vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 1 Korinte 12 vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So wat beteken dit? Almal kry gawes. Sê gou, ek het 'n gawe. Ek het 'n gawe. Ek gaan hom gebruik. Julle mag nie lieg in die kerkie. Ek gaan hom gebruik. Amen. Baie belangrik. Een van die belangrikste dele wat ek hier ingesit het in my hele samestelling van die studiegids. Jy gaan nie geoordeel word vir hoeveel gawes jy het nie. Jy gaan geoordeel word oor jou gehoorsaamheid of jy die gawes wat jy wel het, gebruik het. Dink mooi. Jy gaan nie geoordeel word oor hoeveel gawes jy het nie. Soos die talente. Ek het 5, ek het 2, ek het net 1. Ek het hom maar begrawe. Kom ek sê vir jou, God wil hê jy moet gebruik wat jy het. Gebruik wat jy het. Gebruik wat jy het. OK, misbruik van geestelike gawes. Amen, misbruik van geestelike gawes. Hoe misbruik ek dit? Een van die maniere is om nie jou gawes te gebruik nie. Dit is eintlik baie selfvansprekend, maar OK. 1 Timoteus 4:14, as jy nie jou gawes gebruik nie, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie. Wat jou gegee is deur die profesie met handoplegging van die ouderlinge nie. Moet dit nie verwaarloos nie. Dis misbruik daarvan. 'n Ander punt, volgende punt, ek gaan 'n bietjie spring. Probeer gawes gebruik wat nie joune is nie. As die Gees van die Here oor jou vaardig raak, soos ek nou nog gesê het, kan jy enige tyd enige gegewe gawe beoefen. Maar dit is wanneer jy werklik onder die krag van die Here is en die behoefte is daar. Maar om jou te gaan uitgee vir 'n profeet, en jy weet, jy het nog nie regtig in jou lewe geprofeteer nie, moet jy pas op dat jy nie besig is met waarsêery nie. Dis baie, baie belangrik. Ons moet dit eintlik een dag baie spesiaal hanteer, sê ek bietjie met u wil in diepte deel rondom profesie, omdat dit volgens my en volgens die woord die uitnemendste gawe eintlik is. Wil ek bietjie met u deel oor profesie.
Want dit is 'n gevaarlike gawe. Maar okay, amen, tog baie kosbaar. So, moenie gawes gebruik wat nie joune is nie. Julle almal weet mos nou hierdie gedeelte. Kom ons kyk bietjie Handelinge 8 vers 20, 21. Hy sê maar, Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, want jy gedink jy die gawe van God kan jy deur geld kry. Hy sê hierso Handelinge 8, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Handelinge 9:15, maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Is die seuns van Skefa, wat ons gegaan het, gesê het, in die naam van Jesus, wat Paulus verkondig, bestraf ons jou. Moenie 'n gawe gebruik wat nie joune is nie. Moenie jou gaan bevryder hou, as jy nie weet nie. Maar wanneer jy in 'n situasie is, wat jy het moet gebruik, want jy het nie 'n ander keuse nie, sal God vir jou deurkom. Amen. Baie, baie dankie. Gawes verkeerd gebruik is 1 Korinte 14:33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Ek moet hier stil staan. Vers 40 ook van 1 Korinte 14 vers 40 sê, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Dis wat hy sê, toegaan. Ek wil hê jy moet mooi verstaan. Mense kom hier aan en sê hulle die Here stuur hulle. Dan wil hulle allerlei snaakse triks kom trek hierso. Nee, die Here het hulle gestuur, hulle moet ons mense kom salf. Of die Here het hulle gestuur, hulle moet kom danspassies hier doen. Of die Here het hulle gestuur, hulle moet my kom vermaan of bestraf. Of die Here het hulle... Jy's verwaand om te dink, jy gaan hier kom en vir ons kom vertel, nadat ons in kontak en gemeenskap met God is. Jy's verwaand om by 'n kerk verby te gaan en te besluit op dit wat jy sien of kindernuus wat jy gehoor het, jy gaan iemand aanvat. Jy moet seker maak jy hoor by God en nie by 'n mens nie. Amen? Is dit so? En alles moet ordelik wees. Nou kom die mense, ons het by geleentheid 'n auntie, ag Here help ook haar siel. Elke keer, en sy was nou by my by 2 gemeentes was sy, en sy was deur elke gemeente in die hele dorp, en dan net voordat ons nou klaar gesing het, dan sal sy opstaan, en 'n paar goed, en dan sê sy, die Here sê, hy is lief vir jou, en dan sy klaar. Maar dit is nou op 'n tyd wat sy die diensorde omvergooi. Volgende week dieselfde. Die Here sê, hy is lief vir jou, moenie wonder nie. En dan sy weer klaar. En so elke week, wanneer ons live gaan, moet sy gou eers profeteer gou vir 1 sinnetjie lank. Toe gaan praat ons mooi met die auntie en sê, auntie, ek het nie 'n probleem op sigself met die gawe wat jy beoefen nie. Ek dink ons kan nog bietjie werk daaraan, maar ons kan dit verdra. Jou timing is so bietjie sleg, en verder die orde van God werk, deur die strukture van die gemeente. Jy kom nie van buite af en kom sê vir ons so sê die Here nie. Amen? Tensy jy spesiale prediker is wat genooi is. En, nee, ek kan nie, want as die Here praat, dan praat ek nie 'n saak met julle nie. Nee, Tannie, die woord sê die Gees is die profeet onderworpe. Kom op 'n Woensdag aand, dan help ons Tannie mooi, dan leer ons profeteer. Nee, hulle het nooit gekom nie. Party mense voel die gawe wat die Here hulle gegee het, is sodat hulle in ons hoofdienste dit kan kom beoefen. Stellig nie. Jy noem dit geestelike hijacking. Julle in Mosselbaai weet nie wat dit beteken nie. Hijack is nie hijack, high five nie. Dis wanneer iemand kom en hy neem dit waarmee jy besig is van jou af weg, hy steel dit vir hom. Dis wat hijacking is. Wanneer jy 'n kar hijack en jy loop verder en hy ry verder. Verstaan jy? Dis hijacking. Nou, jy kry mense wat in die gees in die kerk kom hijack. Ek het ouens gehad vroeër in op my gemeente, dan gaan bid hulle daar agter, dan werk hulle mekaar nou lekker op. Nou is ek voor ingebid, heel week wag ek op die Here, ek wag vir 'n woord, ek's opgewonde, ek sit op die platform, daai tyd as die stoeltjies nog hier op die platform, so jy sit ook net maar so ewe kuis en kyk vir almal. Hallo. En volgende oomblik en kom daai manne daar in terwyl die musiek nou net begin speel. Dan kom hulle en begin hulle profeteer en dan sluit hulle sommer my diens vir my af. Sê ek, dit is te lekker. Dit is te lekker. Ja, nee, maar ons gaan nie God se gees keer nie. Onthou gou een ding vandag. Enige profesie,
enige wat ook al gawe is ondergeskik aan God se woord. En God is 'n God van orde. God werk in orde. En dit kon die mense nie verstaan nie. Gewoonlik so iemand is bietjie te vol van homself om dit te verstaan. En ja, dan lok dit nou maar ongelukkig daai 5 minute onbekeerde verlof uit. Amen. En dan hanteer ons dit en dan stop ons hulle volgende keer. By een geleentheid speel Isolda vir my die orgel wat tans ook speel. En terwyl sy sit maar so ewe daar en kyk nou maar, want sy weet nou nie wat aangaan, want hulle begin te kere gaan. Ek wys vir haar begin speel. Speel hom dood. Sit 'n lied en ek sal sing. Gooi hom. En ons begin te sing. Woe, toe manifesteer hy duiwel hoor. Hy breek en gaan te keer en hy wys allerhande goed hoe hy ons wil dood manifesteer, omdat ons nie toegelaat het, laat die duiwel wanorde in die werk van God inbring. By geleentheid, skies, net gou laaste staaltjie, maar is nog vroeg. Nou kom die man, nou sien ek, hier kom hy. Hey, kyk, jy kan ons sien al as hy warm is. Kyk, daar's paar ouens, julle by Pinksterkerke ken sal weet. As jy die gitaar net te vinnig instel en hy snare is 2 na mekaar en begin hy ou se bene al gaan om te dans. In elk geval, nou ting, ek sien, hey, hier kom hy vandag. Hy gaan nou my diens hijack, ek sien die hijacker kom. Terwyl hy so nader kom, nou sien ek, hier kom hy, en dan sy kliphard, hy kom geskreeu daar af, ek weet, hy gaan nou my diens oorvat. Weet jy wat doen ek? Ek sê, Here, ek bind vanmôre die gees van waar sê, nou, in Jesus naam. Hou, kom maar voor, hy kyk so. Daai om hy gaan sit op sy sitplek. Elke gees wat sê, so sê die Here, is nie van God af nie. Amen. 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 Okay, ander ding, gaweopheffing. As jy dink jou gawe is groter as hy wat die gawes gee. As jy dink jou gawe is groter as hy wat dit gee. Dr. Dani Kruiven het gesê, manne, dis nou met die rugby. Dr. Dani Kruiven. Hy het gesê, manne, jy's nooit groter as die spel nie. Jy's nooit groter as die spel nie. Bly nederig. My ma het altyd 'n gesegde of 'n sêding wat sy sê, 'n skrummel wat brood geword het. Jy dink skielik jy het brood geword, dan's jy iets. My een vriend sê altyd iets, hy sê, jy's 'n regte boom operator. Is 'n ou wat ook maar niks is nie, maar hy besluit of jy deurgaan of nie. Nou op die einde van die dag wil ek gou vir jou sê, moet nooit dink, jy's groter, belangriker of beter as God nie. 'n Groot profeet wat baie aangehang was in Suid-Afrika. Die mense het hom aanbid en van kilos afgery en gevlieg en beweeg om by sy bediening uit te kom. By geleentheid, ek praat vir iemand wat fisies dit gesien het van my familie wat by was. Toe laat maak hulle vir hom 'n groot stoel met so hoë leuning en daarop staan die groot een. Daar's een groot en dis my God. Toe Herodes gedink het, toe hulle sê dis die stem van 'n God en nie van 'n mens nie, toe kom die wurms en dit verteer hom. God deel sy eer met niemand nie. Wil jy moet mooi hoor vandag. Ek staan hier onder die genade van God en wat ek is genade, wat ek het is geleen. As Jacques Potgieter nie sy deel bydra en doen wat God wil hy moet doen, nie vervang die Here my so. Net so. Ek is niks. Wat ek is genade en wat ek het is geleen. Amen. Laaste stukkie, dan sluit ek af. Plekke in die Bybel waar jy meer oor die gawes kan gaan lees. Dit kan jy nou maar neerskryf of jy kan dit kry as idealer by my bestel hierna. Romeine 12 vers 1 tot 8 praat hy mooi van die gawes. Efesiërs 4 vers 1 tot 16. 1 Korinte 12 vers 1 tot 31. Dis nog 'n mooi een om te gaan lees en ook bietjie te verstaan. En dan 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Daar kan jy gaan lees oor die gawes van die Heilige Gees, laat dit jou opgewonde maak. Ek sê weer, jy het die geskenk van die Heilige Gees, dis dat ek het die kragaandoening. Ek het dit wat vir my sê, gaan links, gaan regs, die leiding van die Heilige Gees. Maar dan begin dit uitmunt in gawes wat ek beoefen. Amen. So, ek gaan nou met u môre aan die laaste deel doen, gaan ons praat oor die verskillende tipe gawes.
die vrug van die Heilige Gees, die 2 tipes vrugte wat daar is, en ook hulle details gou vinnig bespreek. Ook 'n vinnige, kort en kragtige sessie. So baie dankie al wat live gekyk het. Mag die Here u seën. Share gerus die boodskap en kyk môre aand weer 6uur. Die Here seën u. Amen.